Never compromise who you are for anyone. If they don't like you the way you are, it's better if they leave than you losing your identity. Een van die moeilikste dinge vir ons as volwasse groot mense om te verstaan, is juist hierdie ding waarvan Jesus praat in Johannes 3 met Nikodemus, wanneer hy hom vertel van die wedergeboorte. Luister gou hierna, soos wat dit vir ons staan in Johannes 3, vers 1 tot 8. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom: Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe: Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord: Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Een van Jesus se gunsteling maniere om mense te leer, was om vir hulle stories te vertel en vir hulle aan te raai om terug te gaan na die natuur en te kyk hoe amazing wonderlik het God self geskep. Onthou jy hoe dikwels het Jesus gesê? Kyk na die lelies van die veld. Kyk na die voëls van die hemel. Kyk na die mure. Kyk na... Nou vandag wil ek hê jy moet saam met my kyk na een van daardie dinge wat hy geskep het. En dit is die verskillende lewensfases van 'n skoenlapper. Die eerste fase van 'n skoenlapper se bestaan is wanneer daar 'n klein larwetjie, 'n klein wurmpie uit 'n eiertjie tevoorskyn kom. Die res van sy lewe as wurm word hy alvretende groter. So sy hele bestaan draai net om vreet. Dit klink nogals na die beskrywing van 'n tiener, nê? Hulle sê mos, wat is die definisie van 'n tiener? 'n eetlus met 'n vel om. So vir hierdie wurm draai sy hele bestaan net om die bevrediging van sy fisiese behoeftes. Maar dan, so alvretende, op 'n dag begin hy al hoe meer ongemak ervaar. Hy begin agterkom dat die vel waarbinne hy leef nou nie meer so lekker vir hom pas nie. Hy begin al hoe stywer trek om daai vetronde lyfie. Dis nou soos wat ek en jy voel na winter en ons moet weer in die somersklere pas. 'n Onverstaanbare ding het in die winter mos met die klere gebeur. Hulle het al kleiner gekrimp in die kas en ons sukkel dan om weer in hulle in te kom. Die ongemak word dan al hoe groter en hierdie wurm begin al hoe meer verstaan dat hier is iets nou groot fout. Dit is nou wanneer ek en jy soos die verlore seun daar in die varkhok agterkom. Weet jy dat daar meer in die lewe moet wees as om saam met varke in 'n varkhok te sit en pele vreet. En dan word ons papievel so styf en so hard dat dit voel asof hy vir ons gaan begin dooddruk. Dat ons nie langer meer so kan aangaan soos wat ons aangegaan het nie. Dis dan wanneer dit voel asof die hele lewe tot stilstand kom. Hulpeloos, hopeloos, trek mense bestaan so in mekaar. Maar dan begin daar hier binne iets niets gebeur. Daar kom so roering in die hart. Ewe skielik begin daar op 'n ander plek as fisies as in ons buitemens, begin daar iets in ons binnemens gebeur. Dit is presies die plek waar Nikodemus hom bevind het. Die Here seën vir jou.